Goeiedag vriende, baie welkom by ons erediens en ook ons uitsending dan op YouTube en op SoundCloud. Mag die Here ook vandag op 'n besonderse manier hier in die oploop na Paasfees toe met ons elkeen 'n ontmoeting hê. Kom ons word saam stil. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, want hy doen dit deur Christus Jesus, ons Here. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Die God wat vir ons die verlossing skenk, wil by ons wees en ons wil saam met hom ook hierdie erediens ingaan. Vriende, kom ons loof dan die Here en ons sing saam ook die volgende loflied. Vriende, ons volgende week vier ons saam Paasfees. Paasfees het nie ontstaan met Jesus se kruisiging nie. Die fees van die ongesuurde brode is genoem die Pasga. En op die dag sou die Paaslam geslag word om die volk te herinner aan die uittog uit Egipte uit. Toe God die volk beskerm het deurdat hy hulle gevra het om bloed aan die deurkosyne te smeer. En hulle eersgeborenes is bewaar, maar al die Egiptenare wie nie die bloed van die lam teen hul kosyne gehad het nie, sy eersgeborenes het gesterf. En die uittog uit Egipte was dus 'n groot gebeurtenis. Jesus vier dan die Paasfees saam met sy disippels op die aand wat hy in hegtenis geneem is, en dan die volgende dag se kruisiging. So ons Paasvieringe het 'n langer geskiedenis as wat ons dink. Maar Jesus gebruik dan hierdie verlossing uit die geskiedenis om op dieselfde manier verlossing van skuld en sonde te bring. Met perfekte tydsberekening tydens die Paasfeesvieringe het hy gekies om self die Paaslam te wees vir die mensdom, vir jou en vir my, sodat sy bloed ons kon red van die sonde en die dood. Nou vriende, as ek hierdie agtergrond gegee het, dan sê ons volgende week tydens Paasfees vier ons juis die verlossing van sonde. In 1 Johannes 3 vers 5 lees ons: "Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem." En in 1 Petrus 2 vers 24, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. So vandag, in die aanloop tot Paasfees, gaan ons gesels oor sonde. Wat is sonde? Wat is my sonde?
maak ons nie te veel van sonde nie, maak ons nie te min van sonde nie. Maar ek dink die vraag wat ons eerder sal moet beantwoord is, wat maak God van sonde? Nou vriende, daar's hordes tekste deur die hele Bybel wat ons help om sonde en God se hart oor sonde te verstaan. Ek gaan letterlik net 'n paar lees. Die res sal ons op 'n skerm gooi wat jy kan afneem of kan pause en net eers weer daardeur gaan. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid dan saam. Here, baie dankie vir u woord en dankie dat u woord ons help om in oortuiging te leef van ons sonde. En dis wat ons vandag vir u wil vra. Here, help ons om diep bewus te word van ons sonde. Help ons om te besef dat ons u so nodig het. En ons vra vir u Vader, praat met ons, raak ons aan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek begin in die Ou Testament met net een vers en dan is eintlik baie, maar Psalm 51 vers 7. En daar lees ons die volgende: Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Dis Dawid se belydenis met die hele Batseba gebeure wat daarmee saamgegaan het. Die volgende teks wat ons dan lees, kry ons in Romeine 6. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Ek gaan net daai stukkie eers uithou. En dan in Romeine 3 vers 23 sê, ons almal het gesondig en ons is ver van God af. En dan in Jakobus hoofstuk 4, daar lees ons in vers 17. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Geliefdes, en dan die laaste gedeelte wat ek dan sommer net daarby wil aanhaal is 1 Johannes 1 vers 8. En daar lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Hierdie is my baie belangrik. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Ons lees dan net tot sover. Nou vriende, daar op die skerm verskyn nou 'n klompie padtekens. En al hierdie padtekens dui op gevare, op spesifieke goed wat ons ore en hare as ware moet laat reis en in groot oop laat gaan en sê, wow, hier's moeilikheid. Eerste teken natuurlik 'n gewone stopstraat. As ons nie stop nie, is daar moeilikheid. Ons kan binne 'n ander kar vasry. Dan ongelukkig in Suid-Afrika 'n bordjie wat al hoe meer gesien word, hijack hotspot. Wees versigtig, gevaar. Ag, en dan natuurlik oral op ons paaie, potholes, pas op. En 'n glyerige pad, as dit so gereën het en is nat, wees versigtig. Nou ek wil hê jy moet daai prentjie so bietjie in jou kop vashou vir 'n oomblik. En dan gaan ek sommer met die kinders ook gesels wat dalk saam met pa en ma kyk. Nou maats, as jy so na hierdie waarskuwingsborde kyk en jy ry by dit verby, dan word jy sommer bang, want jy weet, hier's 'n gevaar waarvoor ek moet oppas. Ek is baie versigtig daar. Nou wil ek julle moet gou na die volgende bord kyk. Pas op. Sonde. Maats, wat gebeur as ons so 'n bordjie sien? Ons moet ook skrik, nee, ons moet ook sê, wow, hier kom iets. Maats, in die Bybel is daar die bord. Die Bybel waarsku ons teen dit wat gebeur. En die Bybel wys vir ons wat sonde is. Nou, ons moet dan verstaan dat wat doen sonde? Dit maak ons moedeloos en dit maak ons hartseer en my vuil voel asof ek vol modder is, né? My hartjie maak dit donker. Ja, die Bybel sê sonde bring die dood.
So ons moet weet, hierteen moet ons ernstig beklei. Nou maats, as jy nou weet, jy het goed verkeerd gedoen, en vir elke ding wat jy verkeerd doen, moet jy 'n baksteen dra. Elke dag is daar 'n klomp goed, so jy dra 1 baksteen, 2 bakstene, naderhand het jy 50 bakstene, en jy kan nie eers meer loop daarmee nie, en dit maak jou so moedeloos. Dis wat sonde doen. Sonde druk ons so in mekaar. Is dit wat jy wil hê? Is dit hoe die Here wil hê jy moet leef? Nee, glad nie. Maar maats, ons kan eers, as ons dit besef, dat ons swaar dra, en dat ons dit nie wil hê nie, en dat ons weet daar's fout, dan roep ons uit, Here, help, en dan weet ons het 'n verlosser nodig. Mag jou volgende inkleerprentjie vir jou lekker help, om ook bewus te word, te weet, ek het sonde, en dit is nie lekker nie, ek het 'n verlosser nodig, ek het vir Jesus nodig, om dit van my af weg te vat. Groot mense, ek vat jou terug na die bordjie toe wat sê, pas op, sonde. Nou ek en jy moet vandag baie bewus word van die gevaar van sonde. Ons moet diep bewus word van ons vermoë om elke nou en dan telkens in die slaggat van sonde te val. En as ons dan moedeloos en verlore soek vir hulp, dan gebeur Paasvrydag en opstanding Sondag. Maar vandag, op hierdie Sondag voor Paasfees, moet ons as ware eers die rooi gevaartekens van sonde raak sien. Nou ja, dit vloei so maklik van ons tong af, né? Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf. Dit klink so maklik, en dit mag dalk selfs vir baie romanties klink. Die Here het ons so lief, dat hy vir my sonde aan die kruis gesterf het. Jesus se opofferende liefde vir my sonde. My sonde. Geliefdes, ons fokus het in 'n nuwe tyd geskuif van 'n sondebesef af na die genade. Nou, dit klink mooi as ek daar sou stop, maar dit het op so 'n manier geskuif, dat dit as ware oorgehel het na die liefde en die genade heeltemal op sy eie. Soveel so, dat ons vergeet het, hoekom ons liefde en genade nodig het. Ons sondebesef het onbeduidend geword, want daar is mos genade. Geliefdes, maar sonder 'n sondebesef het genade goedkoop geword. Trouwens, dit maak eintlik 'n klomp goed sinneloos. Hoekom het ek 'n verlosser nodig as ek nie besef ek het sonde nie? Hoekom het ek genade en liefde nodig as ek nie besef ek het sonde nie? Vriende, om volgende week met passie en met oorgawe en met diepe dankbaarheid Paasfees te vier, moet ek weet, hoekom moet ek hierdie passie en oorgawe hê? Geliefdes, kom ons kyk dan wat het in die afgelope jare in gelowiges se lewe gebeur en wat is aan die gebeur? Heel eerste, ons besef nie meer die vernietigende effek van sonde op ons lewens nie. Beeld is baie jare terug gebruik van as jy 'n padda in kookwater sou gooi, dan spring die padda uit. Maar as jy daai padda in koue water sou sit en jy draai die temperatuur geleidelik op, dan sal jy daai padda vrek kook in daai water. So dink ek is ons oor jare so geïndoktrineer dat ons soos paddas besig is om in sonde kookwater vrek te brand en ons weet dit nie eers nie. Vir baie mense het sonde relatief geword. Saambly, steel, dwelm en drank misbruik, is maar so deel van die alledaagse. Dan maar lekker om 'n lekker party te hou, né? Al kan ek nie baie daarvan onthou nie.
seksuele vergrype, vuil taal, magsmisbruik, hoogmoed, selfsug, word glad nie eers meer gesien as sonde nie. Ons is so behep met menseregte, dat sonde en sondebesef by die agterdeur uit is. Die lewe gaan oor wat ek wil hê, wat vir my lekker is, en wat vir my voordelig is. Met respek gesê, te hel met wat verkeerd is, solank dit vir my voordelig is. Natuurlik kyk ons dan mis hoe sonde met sogenaamde voordele eintlik my lewe, my gesin, my gesondheid, my huwelik en my werk verwoes en vernietig. Maar dominee, wat is nou eintlik sonde? My liewe vriend en vriendin, die oomblik as jy daai vraag vra, dan is die motief agter die vraag eintlik om myself te verontskuldig. Want ek wil daarom kyk of ek is daarom okay. Ek doen daarom nou nie daai ernstige sondes nie. Engelse sê ons nou bottom line. So ek wil nou sê bottom line. Sonde is wat ek dink en doen en sê wat teen God se wil is. Maar daar's ook 'n vierde ding. Sonde is ook 'n sonde van versuim. Dinge wat ek moes doen, maar wat ek nie gedoen het nie. Ons het in die begin gesê, 'n klompie vrae gevra, wat is sonde, en ons het net gesê, maar dis nie die vraag nie, nee. Wat is die vraag eintlik? Hoe dink God oor sonde? Wel, dit sal ek en jy natuurlik net weet, as ons God se woord, God se hart en God se stem baie goed leer ken. Met ander woorde, spandeer tyd in die gebed, tyd in die Bybel en leer God ken. Dan leer jy sy hart ken, bo die moeds en die moenies en die kwaai vingers en die straf. Ver bo dit uit, moet ons raak sien dat sonde God se hart aan flarde ruk. As ek nie die Bybel ken nie, dan gaan ek nie weet ek maak die Here seer en ek gaan nie dink aan wat verkeerd is of wat reg is nie. Galasiërs 5. Een van die tekste wat ons nou nie gelees het nie, maar wat ook op die groter prentjie is. Galasiërs 5 praat van ons lewens wat onder beheer van die Heilige Gees moet wees. Want hoekom? Want die Gees oortuig ons van sonde. Dit lees ons in Johannes ook. Hy wys ons wat sonde is en hy skep by my 'n diepe berou oor sonde. Maar vriende, as ek my rug sou draai op die Gees wat my juis wil wys en oortuig van sonde. As dit gebeur, dan kan ek mos nie 'n sonde besef hê nie. En dan kan daar nie by my hierdie oortuiging opwel van ek is besig om droog te maak nie en dat my sonde my laat huil en laat breek voor die Here nie. Want ek beleef en ek voel nie die Gees se werking en sy oortuiging dat die sonde die Vader se hart breek nie. Geliefdes, dis so goed as ek is op 'n selfmoord afdraande pad sonder brieke en die enigste manier hoe die ding gaan eindig is in 'n vernietigende afgrond van die ewige dood. Maar dominee, jy doen ook sonde. Jou vrou, jou kinders. Doen ons nie maar almal sonde nie? Geliefdes, as ek vandag met jou praat, dan praat ek net soveel met myself, met my gesin, my familie, as wat ek ook met jou praat. Ja, ons doen sonde. En tot met die wederkoms of tot met ons dood sal sonde altyd deel wees van ons lewens. Maar, en nou moet jy hierdie groot maar hoor. Maar ek mag nooit my sonde aanvaar en maar net tevrede word dat ek sonde doen nie. Ek mag nooit by 'n punt kom dat God se water maar oor God se akker loop nie.
Ek moet met die Here se hulp teen sonde beklei. Ons het hierdie teks ook nie gelees nie, maar hoor wat sê Hebreërs 12 vers 4. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit 'n saak geword het van lewe en dood nie. 'n Stryd geword het om lewe en dood nie. Wow! Geliefdes, hoor jy die erns waarmee sonde benader word? My en jou sonde moet maak dat ons in oorlog staan teen sonde. Dit moet 'n saak van lewe en dood, 'n stryd om lewe en dood word. Hoekom is die Hebreërs skrywer so ernstig daaroor? Want hy ken die vernietigende effek van sonde. Daarom die oproep om weerstand te bied asof jou lewe daarvan afhang. En ja, natuurlik is ons nie uitgelewer om self te probeer om weerstand te bied nie, op ons eie nie. Die Here gee vir ons sy krag, hy gee vir ons sy Heilige Gees om ons te help. Die opstanding uit die dood maak dit juis moontlik om oorwinning oor sonde te behaal. Maar ek moet met die Here se krag beklei teen sonde in my lewe. Dit help nie ek vier Sondag en opstanding Sondag, maar ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie en daar's nie by my hierdie diepe besef en ontwikkeling van hierdie sonde gevoel wat ek weet ek het 'n verlosser nodig nie, 'n opgestane verlosser nie. Nooit ooit mag ons maar net gelate aanvaar dat ons sonde doen en dat dit maar oukei is nie. Geliefdes, kom ons kyk dan na wat doen sonde aan my. Jesaja 59 vers 2. Dit word 'n muur tussen ons en God en ons sonde maak dat God hom nie aan ons steur nie. Dis verskriklik, hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat die teks sê? Dis 'n muur tussen ons en God en ons sonde maak dat God hom nie aan ons steur nie. Hebreërs 10 vers 26. As ons opsetlik bly sondig, is geen offer meer voldoende wat ons van sonde gaan wegneem. Ons sonde van ons af gaan wegneem. Geen offer is voldoende nie. Dis soos om terminaal siek te wees en die dokter sê vir jou, ek kan niks meer vir jou doen nie. Ons het Romeine 6 vers 23 gelees, die loon van die sonde, die prys van die sonde, is die dood. Romeine 5 vers 12, deur een mens het sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde, die dood. Spreuke 28 vers 13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. En dan 1 Johannes 3 vers 8, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Romeine 3 vers 23 het ons gelees, sonde maak dat ek ver van God af is. Romeine 6 vers 6, sonde maak van ons slawe, gevangenes. Ag, en dan kan ons maar net raak sien wat ons in die wêreld raak sien wat sonde doen. In 'n mindere of 'n meerdere mate kan sonde 'n rol speel in my lewensgeluk, my gesondheid, die manier hoe ek na die lewe kyk. As sonde my so verblind het, dan is alles donker en sleg en lelik en ek is kwaad vir almal en die lewe is deurmekaar, ek's verbitterd. Geliefdes, die waarskuwingsborde is op helder en duidelik. As jy wil hê Paasfees 2022, Paasvrydag, Opstanding Sondag, moet en ons praat van stil Saterdag tussen die twee waar daar hierdie afwagting is vir die opstanding. Maar as jy wil hê dat Paas naweek vir jou opnuut weer nuwe energie, 'n nuwe passie moet gee en dat daar 'n opgewondenheid met jou daaroor is, moet jy vandag besef jy is in sonde nie vasgevang nie, maar daar's sonde in jou lewe. En jou sonde moet jou hart breek, want dit breek God se hart. 'n diepe hartseer
Sê, Here, ek sukkel met woede. Here, ek sukkel om my mond in toom te hou. Here, ek kan nie so aangaan nie. Here, dit breek my hart. Dis wat sonde op hierdie oomblik aan jou moet doen, want dan is jy by 'n punt waar jy sê, ek kan nie meer nie. Ek het 'n verlosser nodig. Geliefdes, as ons daai woorde geuiter het, ek het 'n verlosser nodig, dan kom Paasvrydag en opstanding Sondag. En dan verander my lewe. Mag jy vandag in 'n diepe bewustheid ingaan van dat jy 'n verlosser nodig het omdat daar sonde in jou lewe is. Amen. Ek wil vra dat ons vir 'n oomblik sal stil word en daar waar jy is, dat jy tyd saam met die Here sal spandeer. As jy die video wil pause en net stop hier en sommer net eers tyd saam met die Here spandeer, dan kan jy dit asseblief doen. En terwyl dit dan so is, dan is daar ook 'n lied waarna ons gaan luister. Maak hierdie lied jou eie. En hoor dat die Here ook met jou daardeur praat. Staan skuldig voor hier, voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor U troon. Vergewe my, o Heer, kom maak my vry van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Vergewe my, o Heer, kom maak my vry van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was. Vergewe my, o Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos
voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Here, baie dankie dat U op 'n besonderse manier vanoggend vir ons tot stilstand geruk het. Soveel so, dat ons opnuut bewus geword het van ons verlorenheid, van ons sonde, sonder 'n verlosser. En daarom ons gebed. Here, ons het U nodig. Ons het Jesus as ons verlosser nodig, want Here, daar's goed in my lewe wat tussen my en U staan. My gedagtes, my taal, my manier van doen, my bitterheid, my woede, my haat, my selfsug. Here, ek gee dit vandag vir U en ek pleit by U. Kom asseblief as verlosser en bevry my hiervan. Here, dankie dat ons kan regmaak vir Paasvrydag en Opstandingssondag. Mag hierdie week wat voor ons lê, 'n week van verwagting wees, 'n week van opgewondenheid, 'n week waarin ons diep bewus word van wat voor ons is. Aan U al die lof, al die eer en al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing dan nou ook saam aan die volgende lied. 'n Lied wat regtig vir ons by 'n punt bring waar ons as skuld kan bely en wat ons kan sê, Here, ons het U nodig in ons sonde. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verloren gaan. U was self van God verlaat, laat U lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. En ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog weer, kan my red weer, U alleen. Leeg net met my sonder las, hou ek U verdienst vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra, U geslaan tot heilsfontein, was my heiland
maak my rein. Heer my rots, almal staan nie vas in elke nood. Rou van mense kom en gaan, maar die bly onwrikbaar staan. Ewige rots, die laat ook my veilig ewig in die bly. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Jy mag dalk vir 'n oomblik moedeloos wees om te sê, maar ons het dan vandag nou in hierdie donker gat geëindig. Daar's 'n spesifieke rede. Mag hierdie donker gat van sonde in hierdie paar dae voor Paasfees jou juis bring dat jy met groot opgewondenheid Paasfees kan ingaan. So ontvang die seën van die Here en gaan leef in hierdie afwagting wat voor ons is. Mag die liefde van God en die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees terwyl jy diep nadink oor jou sonde. Amen. Vriende, baie mooi dag. Ons sien uit na die week en om gereed te maak ook vir Paasfees. As jy volgende week weer saam met ons op die skerms gaan kyk of gaan luister, kry asseblief jou nagmaal gereed vir Vrydag en vir Sondag. Mooi dag vir jou.